Hosea 14. En so groet Hosea ons vandag aan die einde van die boek Hosea, as God opnuut aan ons 'n keuse gee. Vir God of teen God? Kom ons lees. Hosea 14 vers 1. Samaria sal boet, want hy is in opstand teen sy God. Die mans sal met die swaard doodgesteek word. Die klein kindertjie sal verpletter word en die swanger vrouens sal oopgesny word. Keer terug na die Here jou God, Israel, want jy het geval deur jou sonde. Bely julle sonde en kom terug na die Here toe. Sê vir hom, dis nou vir die Here, nee, sê vir die Here, vergewe tog al ons sonde en neem ons belydenis aan, Here. Ons bely teenoor U. Assirië hou vir ons niks goeds in nie. Ons sal ook nie meer vir ons eie handewerk sê, ons God nie. Klein G. By U alleen is daar liefde vir 'n weeskind. Nou ja, bekering is die hele boek van Jesaja 'n oproep tot Israel. Die hoofoproep deur die hele boek is, keer terug. En dit word vir oulaas saam met die oortreding in Hosea herhaal. Daarna word die pad na herstel duidelik uitgespel. En luister nou mooi, nee. Dit bestaan eerstens uit 'n pleidooi om vergifnis, wat anders is as die ou formele offer, diereoffers, nee, praktyk sonder die regte gesindheid, want nou kyk God in hulle harte, 'n geskeurde hart tot en voor God. En dit moet gepaard gaan met 'n skuldbelydenis, wat nou anders is as voorheen. Woorde is die skuldbelydenis, nie 'n bok of 'n skaap of iets nie, woorde, in plaas van offerdiere, nee. Ja, woorde wat uit die hart uitkom. En tweedens moet die skuldbelydenis baie spesifiek wees en die oortredings by die naam genoem word. In die geval van Israel is dit die 3 hoofsondes wat soos 'n refrein deur die hele boek weer klink, naamlik die buitelandse verdra, Assirië, vertroue op eie vermoëns, koning en militêre mag, afgodery, ons eie handewerk, en dan volg 'n motivering, naamlik dat daar by die Here ontferming. Nou, die letterlike vertaling vir ontferming is 'n weeskind. Dit weerspieël 'n positiewe omkering van 2 vers 3. Ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buite egtelike kinders, sê die Here. Vers 5 tot 10. Ek sal hulle ontrou genees. Ek sal hulle van harte lief hê. Wanneer my toorn van hom afgewend is, sal ek vir Israel wees soos die dou. Hy sal bloei soos 'n lelie en hy sal so vas staan soos die Libanon. Hy sal geil groei. Hy sal so sterk wees soos 'n olyfboom en hy sal ruik soos plante van Libanon. Die wat voorheen by die Libanon gewoon het, sal terugkom. Hulle sal weer koring verbou. Hulle sal wele groei soos 'n wingerdstok. Die roem van Israel sal wees soos die wyn van die Libanon. Ephraim, ek wil niks te maak hê met jou afgodsbeelde nie. Ek het jou verneder, maar ek sal jou weer onder my sorg neem. Ek is soos 'n groen siprus, alles wat jy het, sal van my afkom. Vers 10, wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan. Wie verstandig is, sal dit ter harte neem, want wat die Here doen is reg. Die regverdiges lewe daarvolgens, en die opstandiges kom daardeur tot 'n val. Nou ja, dis nou 'n mondvol. Die slotvers in Hosea 14 vers 10 toon trekke van die wysheid, deurdat dit 'n beroep doen op die leser se insig. Nou, wie is die leser? Almal, van alle tye wat dit lees. Dit stel die leser, ek en jy wat nou hier lees of luister, voor 'n lewensbelangrike keuse,
om te handel volgens die boodskap van die boek. En wat is hierdie lewensbelangrike keuse? Ek gee jou so 'n rukkie kans. Dink 'n bietjie daaroor. Wat sou jy sê is hierdie lewensbelangrike keuse wat elke kind van die Here in sy eie lewe moet maak? Goed, kom ons kyk bietjie. Wat is hierdie lewensbelangrike keuse? Wat was, is. Wat is, sal weer wees, en sal so wees tot en met Jesus se wederkoms. Aanvaarding van God se woord sal lei tot die lewe, maar diegene wat dit verwerp en van die Here af bly wegdwaal en nie wil terugkeer nie, sal tot 'n val kom. En daarmee eindig die Hosea, net soos die hele Bybel, met die radikale keuse tussen net twee lewenswyse wat op verskillende maniere in die Bybel gestel word. Wat is dit? Kom ek sê vir jou, wat is dit? Luister baie mooi. Dis of die noupoort of die breëpoort van Matteus 7 vers 13 en 14. Maar niks tussenin nie. Niks tussenin nie. Maar God skenk ons en Israel 'n belofte van seën. God beloof voorspoed en vrugbaarheid as ons terugkeer na hom toe, soos die verlore seun na sy vader toe teruggekeer het. Ons sien dit daar in Hosea 14 vers 5 tot 7. God beloof beskerming as ons en hulle, Israel, terugkeer na hom. God sal sy mense beskerm en versorg. In Hosea 14 is God se redding afhanklik van Israel se bekering en terugkeer na hom, die Here, ons God toe. Weet jy wat is God se begeerte? En ons sluit af met dit. God se begeerte is om sy mense te herstel en te seën. En in die boek Hosea word Israel se bekering gevra, maar nie ten volle in die boek verwesenlik nie. Hosea 14 vers 1 tot 3 wys egter Israel se berouvolle gebed, wat 'n terugkeer na God toe aandui. Ja, dis 'n paar belangrike dinge, nê? En dit is die belydenis. Israel erken hulle sonde en rebellie. Dis wat in die gebed voorkom. Nederigheid. Ja, hulle kom voor God met nederigheid en bekering en geskeurde harte. En die derde een is die pleidooi vir genade. Hulle vra God vir vergifnis en herstel, want hulle wil terugkeer na hom toe. En terwyl Hosea se profesie God se toekomstige herstel en sy verlossing beklemtoon, moedig die boeklesers aan om hulle ook te bekeer en na God toe terug te keer. Jesus Christus vervul uiteindelik God se belofte van herstel en redding. Tot sover, en hiermee sluit ons die boek af. Seën, vrede en genade vir jou, geliefde kind van God onse Vader, en Jesus Christus, wat vir ons sondes geboet het, en die Heilige Gees, wat die woord van Hosea in ons harte wil vasmaak, sodat ons daarop kan reageer en nie vergeet nie. Amen. Ons kom om u te loof. Ons kom om u te eer. Ons kom om u te dank. Ons bid soos u ons leer.